Goeiemôre radioluisteraars. Ons gaan kyk na die woord van God vanoggend en dit gaan kom uit Genesis 32 uit. So as jy daar wil oopmaak solank, ek is net gou besig om die tegnologie hier in plek te kry, want die liewe tegnologie. Kom ons bid saam, daar waar tegnologie nie saak maak nie, en daar waar ons in 'n realm kan inbeweeg, wat die bonatuurlike is. Abba Vader, baie dankie dat U vanoggend met ons is. Dankie vir 'n nuwe dag. Dankie dat dit die dag is wat U gemaak het. Die dag waarin ons kan kies om bly te wees, om vrolik te wees, want dit is U dag. Heilige Gees, help my asseblief om te sê wat U wil hê ek moet sê in hierdie oggend. My gebed is dat mense se lewens aangeraak sal word. Here, ek vra U, help ons, dat Vader se naam verheerlik kan word deur ons hele lewe. In Jesus naam. Amen. En vanoggend wil ek met jou bietjie gesels, bedien, uit die lewe van Jakob uit. Nou, Jakob en Esau weet ons was 'n tweeling gewees. En ons weet dat Jakob aan Esau se haakskeen vasgehou het. Nou, vir ons dit wil weet of nie, is dinge wat in ons moederskoot gebeur het, wat dit 'n invloed het ook op ons lewe vandag. As jy byvoorbeeld in moederskoot self 6 ure na konsepsie ervaar het, dat jou ma en pa jou nie regtig wou hê nie, dan het jy al reeds in moederskoot verwerping ervaar. Wanneer jy hierdie kwaai stem sou gehoor het van een van hulle, sal jy gebore geword het met 'n vrees in jou lewe. So baie goed het 'n invloed in jou geboortekanaal reeds. So ons lees hier dat Jakob aan Esau se haakskeen vasgehou het, en dit is ook waar hy die naam gekry het, wat Jakob is, wat beteken om aan die haakskeen vas te hou. Baie keer sal ons nie verstaan wat in ons lewe aangaan nie. En dit gaan baie keer oor die plek van ons geboorte, wat verander het tydens ons wedergeboorte. Eendag sal ek tog bietjie meer tyd daaraan spandeer, dat jy regtig besef, wat was die invloed gewees uit moederskoot uit. Nou, toe Esau sy eersgeboorte reg weggegee het aan Jakob, waar Jakob hom bedrieg het met 'n pot lensiesop, het Esau daarna gesê, jou naam is tereg bedrieër, dit is wat jou naam is. En toe weet ons het Jakob gevlug na Haran, na sy oom Laban toe. Voordat hy gevlug het, het hy letterlik iets gedoen om Esau se blessing te steel, sy eersgeboorte reg te steel. En Jakob, kan jy sê, was die een gewees wat sag was, die een gewees wat altyd in die kombuis was, en Esau was die jagter gewees, die meer harde persoon. En toe kom Jakob en hy word deur die hulp van sy ma gehelp om homself te vermom. Hy gaan en hy trek vir hom 'n velletjie aan, en sy ma help hom om die kos te maak, dat dit net so ryk, soos wat dit sou gewees het, as Esau dit gemaak het, wat uitgegaan het na die veld toe, toe sy pa gesê het, maak vir my 'n bord lekker kos, en kom dan hierheen, dat ek jou seën. En dan kyk ons na hierdie gedeelte, waar Jakob dan nou in die kamer ingegaan het, waar Isak dan
op die bed gelê het, swak, en hy nie regtig mooi kon sien nie, en hy oor Jakob gevat het, en hy het gesê, hy voel in sy hart amper asof dit Jakob is, maar hy word oortuig dat dit die harigheid van Esau is, en hy eet hierdie kos wat vir hom gemaak is, en so seën hy toe nou, vir Esau tussen hakies, wat eintlik Jakob was, en daarna moes Jakob gevlug het, vir sy lewe. Baie keer gebeur daar iets in jou en my tydlyn, waar ek en jy op 'n plek kom, om anders te wees, as wat ons werklik is, omdat ons die blessing wil hê. So kan ek met jou praat, wie is die een, wat jou anders gemaak het? Sodat jy vanoggend kan kom by daardie plek, om daardie een te vergewe. Was dit dalk 'n pa, 'n ma, 'n onderwyser, wat van jou iets anders probeer maak het, as wat jy werklik is? So ons is by daardie plek, waar Jakob toe begin vlug het. Hy kom toe by 'n plek uit, waar hy slaap, en die woord sê hy het sy hoof neergelê op 'n klip, en daar het hy gedroom. Hy het van hierdie leer gedroom, en hy het God bo aan die leer gesien, en hoe die engele op en af klim. En hy het gesê, hy het nooit geweet, dat God daar is nie. En dan sien ons ook daar, dat hy maar weer absoluut in hierdie tipe ruiltransaksie is, waar hy sê, Here, ek sal u my 10de gee, vir ruil vir u seëninge. Baie keer dink ek en jy, ons moet 'n lewe leef, wat 'n dubbele lewe is. Met ander woorde, eers as ek goed genoeg is, dan sal God my seën. Eers as ek dit of dat gee, dan sal God my seën. En dan sit dit ons baie keer in 'n plek in, waar ons nie regtig by God se liefde uitkom nie, maar waar ons uitkom, by die plek waar ek en jy dink, ons moet God se liefde verdien. En dan sal dit ons klaar maak, om goed genoeg te wees. Ons sal onsself vergelyk met ander mense, en ons sal sien, maar ek skiet tekort. En dan sal die vyand dikwels inkom, om vir jou en vir my te sê, maar eintlik is jy te sleg, om 'n kind van die Here te wees. Dan praat ek nog nie eers daarvan, hoe mense jou bykom, en sê, o ja, jy loop met die Bybel onder jou arm, maar kyk hoe lewe jy nie. En ons gaan bietjie stil staan, by die gedeelte, waar Jakob sy hele lewe verander het. Ons weet, hy het 7 jaar vir sy oom gewerk, hy's bedrieg daar, want die lewe het nogal 'n manier, om na jou toe terug te kom. En daar het hy ook gekom by die plek, waar hy so gelewe het, amper om dinge om te koop, om te gee, om te ontvang, gee om te ontvang. En daar sien ons, as ons kyk na Genesis 32, dit is waar ek wil by uitkom, toe hy uiteindelik sy goed gepak het, en van Laban af weggegaan het. Hy het toe langs die pad engele teëgekom, en hy het gesê, dit is waar God se leer mag woon. En as jy kyk na die hele gesprek daar, gaan lees dit asseblief, hoe hy sê, hy is bang, hoe hy sê, hy is angsbevange, hoe hy sy mense en sy diere in 2 groepe verdeel het. En baie keer leef ek en jy in daardie 2 wêrelde,
as ons in die kerk is, en ons kry die woord van die Here, dan is ons sterk, en ons staan sterk. Wanneer ons in ons binnekamer is, dan is ons sterk in geloof. Wanneer ons die woord van God quoteer, is ons sterk daarop om te sê, daar staan geskrywe. Want dit is in jou geestemensie. Maar die oomblik wanneer jy uit daardie sterkte uitkom, waar jy nie meer omring is met gelowiges nie, en jy eenkant op jou eie is, dan gebeur daar iets wat jou in twee verdeel. Dis asof jy uit 'n sterk mens uit bestaan, maar ook uit 'n swak mens uit. En dit is wanneer die swak mens so swak raak, dat die vyand soveel goed vir jou begin sê. Want die vyand wil tweedrag saai. Hy wil hê dat jy nie by die plek in gees moet uitkom waar jou oorwinning is nie. So hier lees ons waar God vir hom sê, gaan terug na jou geboorteland toe. En dit is wat ek vir jou wil sê, wat jy dikwels sal hoor in jou lewe. Moenie gelykvormig raak aan hierdie wêreld nie. Maar amper asof die Here vir jou wil sê vanoggend, gaan terug na die plek toe van jou wedergeboorte. Gaan terug na die plek toe van die geestemensie, waar God jou gevul het met sy gees. En mense, hierdie is nie maklik nie, want die lewe gebeur met jou. Daar is mense naby aan jou, wat jou so seer maak, wat jou so teleurstel, wat jou so ontstel, want hierdie woord wil vir ons vanoggend sê, dat die een wat so naby aan hom was in die eerste plek Laban sy eie oom gewees, en dan ook was dit gewees Esau sy eie broer. So met al hierdie vrese, gaan Jakob deur die lewe, en jy moet dit gaan lees daar, want dit is amazing wat hy sê. Hy sê hoe hy gesukkel het om goed bymekaar te maak. Sy vee, sy kinders, sy vrouens, hy praat die heeltyd van hierdie stryd. En as jy dieper lees, dan kom jy eintlik agter, Jakob sy hele lewe gaan na een punt toe terug. En dit is waar hy homself vermom het om die blessing te ontvang van sy pa af. Hy kom daar en hy sê, Here, ek is te klein vir u groot liefde. U was baie goed vir my. Ek het dit nie verdien nie. Destyds is ek oor die Jordaan met net my kierie. Vandag het ek so baie besittings, dat dit 2 kampe vol staan. Here, nou vra ek u hulp. Esau is op pad, en ek is baie bang. Red my uit sy hande. Ek is bang hy maak my dood. En sommer dan ook al die vroue en die kinders. En hier sien ons die waarheid van Jakob, dat hy bang is, dat daar iets gaan gebeur, wat voor hom is, wat hom alles gaan laat verloor. En hier sien ons dat daardie iets, wat in Jakob se lewe gebeur het, hom gejaag het, al die tyd van sy lewe. En ons kom by die plek, waar Jakob sê, hy verdeel ook dit in 2 kampe. Daar waar hy die vrouens en die kinders vooruitstuur. Maar hy self bly agter by Jabok rivier. Hy bly self agter aan die ander kant van daardie rivier. En hoe meer ek hierdie gedeelte lees, en hoe meer ek probeer uitfigure wat het daar gebeur, hoe meer sien ek, was Jakob nie in 'n plek van soveel huiwering in sy lewe gewees, dat hy dit nie kon face nie. Wou Jakob nie bietjie 'n stukkie uitkoop van tyd, net om hom by homself te kom nie. Hy stuur die geskenke vooruit. Hy stuur dit vooruit, hy sê vir sy manskappe, sê vir Esau, ek sal 'n slaaf van hom wees. So jy sien, hy gaan sy lewe deur, en hy's eintlik 'n slaaf gewees. Hy was nooit vry gewees nie. Maar kom ons kyk na die dag by die Jabok rivier, waar God Jakob
sy hele lewe verander het. Nou, hy het alleen agtergebly diskant die rivier. Terwyl hy nog so staan, het 'n man hom skielik gepak. En hierdie twee het begin veg, begin stoei, begin borstel. En hierdie veg en stoei het tot by dagbreek volgehou, die volgende oggend. En toe die man sien Jakob is so sterk vir hom, het hy Jakob 'n laaste harde hou op die heup gegee. Dit was so erg dat die heup heeltemal uit potjie uitgespring het. Die man sê, toe los my. Nou wat dit al dagbreek is, die ander 53 vertaling praat van 'n engel in hoofletter wat eintlik vir ons sê dit was Jesus wat hy mee gestoei het. Jakob sê toe, ek sal nie, voor ek jou los moet jy my eers seën. Wat is jou naam, vra die man. My naam is Jakob, het hy geantwoord. Van nou af, sê die man, sal jy Israel genoem word. Nie meer Jakob nie, maar Israel. Die man het verder gesê, vandag het jy teen God en mens geveg, en jy het gewen. En Jakob was verbaas. Wie is jy eintlik? Vra hy. Hoekom vra jy my naam? Het hy gesê, en hy het Jakob geseën en hy's weg. Ek het vandag God gesien, sê Jakob. Ek lewe nog. Hy het die plek Peniel genoem. En toe hy van daar wegstap, het die son opgekom. 'n Nuwe tyd het vir Jakob aangebreek. Hy was krippel en hy het moeilik geloop. Toe die engel van God, wie die Here self was, vir Jakob gevra het, wat is jou naam? Het God in daardie oomblik 'n plan gehad om Jakob te herstel. Onthou sy broer het gesê, jou naam is tereg jou naam, Jakob, want jy is 'n bedrieër. En jy sien sy pa Isak het vir hom die vraag gevra, in daardie donker kamer, terwyl hy nie mooi kon sien nie, wie is jy? En Jakob het daar gesê, ek is Esau, ek is u seun. En al die pad, my vriend en my vriendin, het Jakob geloop in die identiteit van Esau. Nie in wie hy werklik is nie. Want elke keer as hy iemand moes ontmoet het, en iemand het vir hom gevra, wie is jy? En hy sê sy naam Jakob, dan sal mense in daardie tyd verstaan het. Jy sê eintlik, ek is bedrieër, aangename kennis. So dadelik sou die mense daar geweet het wie hy is. Maar in sy hart het hy met daar vlek geloop, met daar die seëning geloop, van dat hy Esau is. En toe hy in daardie stoei geveg kom, met die Here, en die Here met hom begin stoei, en die Here hom vra, wie is jy? Was daar 'n plek gewees in Jakob se lewe, waar die verandering moes kom. En vanoggend wil ek jou vra, ek wil jou vra, wie is jy? Wie sê die mense, is jy? Wie sê jy, is jy? Want die grootste hartseer vandag is, jy is, omdat jy gekies het, om te word, soos wat jy is. Daar is verhoudings, wat jou verander het. Daar is verhoudings, wat jou seer gemaak het. Daar is verhoudings, waarin jy bedrieg is, waar daar 'n Laban was, om jou te bedrieg. Daar was skooltye gewees, wat van jou gemaak is, wie jy nie is nie. Daar is jouself gewees, wat iewers in jou lewe gekom het en gesê het, ek hou nie daarvan van wie ek is nie. Eintlik wil ons almal maar net lief gehê word, en eintlik wil ons almal
maar net geseën word. En weet jy, dit is wat die vyand raak sien. En hy sal sorg dat jou lewe verongeluk word, sodat liefde by jou nie is, soos wat God se liefde wil hê, dit moet vir jou wees nie. En jou lewe lank sal jy leef in 'n identiteit wie jy nie werklik is nie. En toe hy daar in daardie Jabokrivier begin stoei het met hierdie engel wie die Here is, toe was dit nag. Dit was letterlik nag gewees. Maar dit was meer nag gewees in Jakob se siel as iets anders. Want jy sien, hy het in sy hart die heeltyd daardie gehad, dat sy broer Esau hom gaan doodmaak. Dat sy broer Esau hom en sy vrouens en sy kinders gaan doodmaak. So eintlik was Jakob se hele lewe 'n worsteling, 'n stoeigeveg. Hy het nie eers daar begin stoei nie. Maar ek sien net hierdie prentjie hoe hy die Here vasgryp en hulle begin stoei en hulle begin kragte meet. En hier kom my tema in. Jakob het gestoei sy lewe lank met 'n mens. Gestoei sy lewe lank wat hy aan sy pa gedoen het. Gestoei sy lewe lank hoe sy ma hom gehelp het om 'n bedrieger te wees. Gestoei sy lewe lank hoe hy moes vlug vir Esau. Sy lewe lank het hy gestoei om iets bymekaar te maak met Laban, om tog maar net hierdie vrou te hê wie hy werklik liefhet vir Rachel, maar eers is hy vir Lea gegee. So daardie stoeigeveg het nie daardie aand begin nie. Daardie stoeigeveg was Jakob se hele lewe lank. En toe begin stoei daardie aand, waar hy eenkant was in die donkerte. Sê ek vir jou, daar misterieuse iets gebeur as jy na God se woord kyk. Hierdie engel vra hom, wie is jy? Terwyl hy so stoei, moet hy antwoord, ek is Jakob. Ek is die bedrieger. En God gee vir jou en vir my 'n kans in ons lewe om te herstel. Hy gee vir jou en my 'n kans in ons lewe. Gaan ons altyd leef met dit wat in ons verlede gebeur het. Om altyd wat met ons verlede gebeur het, op mense uithaal. Gee jou 'n kans vanoggend om te worstel met daardie plek in jou. Gaan ek hulle vergewe? Gaan ek myself vergewe vir elke mislukking? Hy stoeigeveg hou aan en aan. En hy sê, ek is Jakob. Die Here sê vir hom, daardie engel sê vir hom, jy sal nie langer Jakob genoem word nie, maar jy sal Israel genoem word. Wat ek en jy tussen die lyne nie verstaan nie. Die Here het nie net met Jakob 'n saak gehad om hom Israel te noem nie, maar met die volk Israel. Van daar af kom die woord ook die Israeliete. Hy daardie volk geraak daar. Terwyl hy daar met die Here gestoei het, kom die Here en die Here slaan hom mank op sy heup. Vir jou en vir my kan dit dalk wreed klink, maar dit was 'n plek gewees waar hulle amper kan jy sê 'n dienskneg moes gebruik het om hulle hand op die heup te sit, sodat hulle op daardie oomblik 'n belofte sou gemaak het. Die woord gebruik daarvan
hulle sou gesweer het, dat daar die blessing hulle sin is. So dit was nie 'n plek gewees wat ek en jy sien, ja, die Here is wreed en hy slaan hom mank nie. Dit was 'n plek gewees waar God amper gesê het, soos wat Jesus sê, voorwaar, daar lê die blessing in. En toe kom Jakob en hy vra hierdie man, maar wie is jy? En hierdie man het vir hom nie sy naam gegee nie. Want jy sien, Jesus sal vir jou wees wie Jesus vir jou is. As hy jou koning is, sal jy 'n koningskind wees. As hy jou redder is, sal jy 'n geredde wees. As hy die een is wie jou grootste liefde is, sal jy sy lievelingskind wees. En hy kom terug met 'n naam wat niemand sal kan uitspreek nie. En ek het 'n boodskap vanoggend vir so baie mense wat wil sê hy moet net Jahweh genoem word. Eers dan sal hy luister. My vriend, my vriendin, hy kom terug met 'n woord, 'n banier oor sy bors wat sê geregtigheid. Wat die woord sê, jy en ek sal nie eers sy naam kan uitspreek nie. Maar vanoggend is die vraag, wie is hy vir jou? Wie is hy vir my? Toe Jakob mank gelos is, toe sê die woord so mooi, en die son het opgekom. Sien, jou lewe lank sal duisternis wees, wanneer jy stoei met mense. En ek en jy dink, ons stoei met mense. Ons kom uit gebroke huwelike uit, en ons dink ons ex het dit en dat aan ons gedoen, gebroke verhoudings uit, en ons praat van 'n ex. Ons kom uit saketransaksies uit, ons kom uit plekke uit wat ons so baie verloor het in die lewe. Ons kom uit plekke uit wat ons siek gelaat het. En al die pad kan ek jou terugvat na 'n plek toe waar jou stoeigeveg eintlik begin het. 'n Stoeigeveg in jouself. Maar as jy werklik kyk, het alles nie met jou lewe gebeur, sodat alles ten goeie sal uitwerk nie. Van alles wat met Jakob gebeur het, hoe hy moes geveg het, hoe hy moes bymekaar maak, hoe hy moes bedrieg, sê die woord nie vir jou en my. Ons almal is maar bedrieërs nie, want wie van ons is sonder sonde? En op die einde van die dag word dit eintlik opgesom. Jy stoei nie met 'n mens nie. Jy stoei nie met jouself nie. Jy en ek stoei met die Here. En wanneer die son opgekom het van geregtigheid in sy strale, sal jy besef jou grootste geveg is die stoei met Jesus Christus om toe te laat dat God se wil in jou en my lewe geskied. God het lankal geweet dat Esau nie vir Jakob gaan doodmaak nie. Hy het lankal geweet hoe die ontmoeting gaan wees. Maar Jakob het in 'n valse vrees geleef. Jy sien, jy sal die lewe lank sal jy 'n slaaf wees van onvergifnis as jy nie werklik vergewe het nie. Jy sal jou lewe lank 'n slaaf wees van wat in jou verlede gebeur het, wat mense aan jou gedoen het, wat jy toegelaat het. In elke worsteling in jou lewe hoor jy stemme. En dan vat jy daardie stemme en jy trek dit in vandag se lewe in. En dan sê ek weer vir jou, soos wat die woord vir jou sê in Efesiërs 6, jou worstelstryd is nie
teen 'n mens nie, maar teen die bose magte in die lig. Wil ek vir jou vandag sê, jou worstelstryd, wie jy werklik is nie teen 'n mens nie, maar dis teen die Here. En hierdie is amper iets wat kontrasterend is vanoggend. Hoe kan ek dit sê? As jy gaan kyk, as jy vanoggend sukkel met onvrede in jou hart, dan gaan jy sien, jou worstelstryd is om eintlik te vat die vrede wat Jesus Christus vir jou en vir my in gedagte het. 'n Vrede wat nie van hierdie wêreld is nie, maar wat van die Here is. Jou worstelstryd is eintlik om te vergewe wat aan jou gedoen is. Want ek sê vir jou, jy kan 1000 miljoen keer vir my sê, Leonie, ek het vergewe meer as 490 keer. As jy nog steeds leef in ongelukkigheid, as jy nog steeds leef in brokke, en as jy nog steeds jou hede vat in jou verlede vat in jou hede, dat jy nog steeds dink, maar ja, dit is aan my gedoen en dat gaan aan my gedoen word. Ja, Laban het my verneek en ja, Laban het dit gedoen. En jy kom by daardie plek, gaan jy dit maak die deel van jou lewe. Jou worstelstryd is om vanoggend te sê, gaan ek vergewe, soos Jesus my vergewe het. Jou worstelstryd vanoggend is om te sê, ek is dors na God se geregtigheid. Ek is moeg om Jakob te wees, om elke keer te veg vir erkenning. Ek is moeg daarvoor. My mens, party van ons gaan 'n lewe deur, wat jy kry, wat jy soveel goed doen, net om 'n stukkie erkenning te kry, net om 'n stukkie liefde te kry. En so waar, as jy nie is soos wat mense wil hê jy moet wees nie, dan verloor jy dit. Maar die Here kom en hy stoei met hom in daardie Jabokrivier. Hy sê, jou naam sal nie meer wees Jakob nie, maar Israel. Ek wil vir jou sê, binne jou en my is daar 'n stryd, dat ons moet kom by die plek soos in die hemel, so op die aarde. Want in die hemel, se regsbank, lê 'n klein wit klippie, wat jou nuwe naam is. Want die naam is, toe jy met God gestoei het, met jouself gestoei het, met 'n mens gestoei het, en kon gesê het, ek het gewen. Hoe kan jy God wen? Jy kan nie. Maar jy kan wees meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus, om te wen in wat God vir jou gegee het. Hy sy enige gebore seun gegee het, om na kruis toe te gaan, sodat 'n dag aanbreek, die dag aanbreek, waar jy en ek besef, dit is waar my stryd lê. My stryd lê werklik daarin, om te word wat Jesus van my gemaak het aan die kruis. Verander ek my lewe. Ek wil altyd hierdie ander beeld aanneem. Ek moet soveel wees wat mense van my verwag. Vanoggend, wanneer ek die bloed van Jesus drink, gebeur daar iets binne my. Dit is nie meer ek nie. Dit gaan nie meer oor hoe stikkend en siek my siel lyk nie. Maar dit gaan oor die stoei. Gaan ek toelaat dat die bloed
van Jesus so in my kom, dat ek op die einde van die dag kan sê, ek het gestry, van my geboorte af, my identiteit, wie ek is, wat mense van my wil maak, ek het gestry. Maar vanoggend sê ek dankie Here, dat u bloed my mank los, dat ek anders kan loop met u bloed wat oor my is, want ek weet, God kyk nie na my as Jakob nie. God kyk nie na my wat mense van my gemaak het nie. Maar hy kyk deur die bloed van Jesus na my, oor hoe hy my sien. Want van die begin af het hy gesien wat hy vir my beplan het, wie ek moet wees. En ja, dat ek van al die seer kan ontslaa raak, behalwe een seer, en dis om mank te wees. Oral waar ek aangeloop kom, mense sal kan sien, dieselfde troos, waarmee ek getroos is, kan ek ander troos. Ek is nie meer die ou mens nie. Ek hoef nie meer die ou mens te wees van seer, om ander seer te maak nie. Ek hoef nie meer die ou mens te wees, met bitsige antwoorde nie. Ek kan wees, 'n geneesde van die Here. Die vraag is, gaan jy aanhou stoei? Want elke dag gaan 'n stoei wees. Waar jy vir die Here gaan sê, ek sal u nie los nie, voor u my seën. Ek besef, my worsteling is eintlik om die blessing van God te kry, en nie van 'n mens nie. Dis wat my worsteling is. Ek sal aanhou kommunion gebruik, ek sal aanhou aan die vashou, ek sal aanhou Here, totdat u my seën, totdat my dag breek. Amen.